Goeiemôre, as ek jou nog nie persoonlik gegroet het nie. Ek is so bly jy sê, ek wil net vir ons eerste diens ook gesê, hierdie is regtig vir ons iets van ons uitsien, vir ons as span om tyd saam met julle te spandeer. So hierdie is regtig vir ons baie lekker om saam met julle te kuier. Nou ons het verlede week het Johan vir ons 'n reeks afgeskop, Becoming Love, en wil ons jou uitnooi as jy YouVersion op jou foon het, kan jy gaan soek vir hierdie Becoming Love leesplan. Ons het hom opgedeel in 4 stukke. So dat dit so lank voel vir jou nie, maar 5 keer 'n week stuur ons, is daar elke dag 'n stukkie om te lees, kort, daar's 'n kort videoetjie en 'n Bybelvers en 'n oordeenking om te lees. Maar as jy nou nie hou van die tegnologie per se nie, is jy so welkom, kan jy gaan kyk op WhatsApp, op Doxadeus se community, is daar 'n Becoming Love WhatsApp groep wat ons gemaak het, vir ouens wat dit liewer so wil ontvang, so ons stuur dit dan elke dag daar uit. En dan natuurlik, verandering gebeur nie in rye nie, gebeur in sirkels. Connect groep. Hier aan my regterkant, as jy dalk al is dit net vir hierdie tyd wat ons hierdie reeks doen, by 'n groep wil aansluit wat op 'n Woensdag, Donderdag of 'n Dinsdag bymekaar kom om hierdie inhoud in diepte deur te werk. As jy is so welkom, gaan kyk daarso, skandeer daai QR code en dan sal ons jou indeel by 'n groep. Of as jy sommer net 'n groep wil begin by jou huis, net so goed, ons maak plan. Great stuff. So verlede week het ons weggeskop met die gedagte uit 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 3 waar Paulus met die Korintiërs praat en hy sê vir hulle ouens, julle is aan die brand, julle kerk is on fire. Daar's gawes van die Heilige Gees wat werk en al hierdie wonderlike goed, maar daar's een probleem, julle is geestelik onvolwasse. Iets ontbreek by julle en dit is dat julle geestelik onvolwasse het. En dan noem hy 'n lys van goed wat vir ons kom sê, hierso in die middel van 2 Korintiërs hoofstuk 6, noem hy vir ons 'n lys van goed wat sê, daar's verdeeldheid nog steeds onder julle. Daar's hoogmoed onder julle, van hulle wat voel, ek het 'n beter gawe, geestelike gawe as jy ontvang, ek is beter as jy, ek hoor die Here se stem beter as jy. Hy sê, daai goed hoort nie onder julle nie. Hy sê, daar's morele sondes. Nou as jy 'n bietjie die konteks van die Korintiërs gaan lees, sal jy verstaan wat die konteks van daai sonde was, en afgoderry en al die goed. Hy sê, hierdie goed hoort nie onder julle nie. Wanorde in die erediens en misbruik van geestelike gawes. Nou hy sê al hierdie goed met wat verwys, ekskuus, net gou, ek sal nou by dit kom. Maar Paulus gebruik 'n stuk volwassenheid. Hy kom by hulle en hy skree nie op hulle en sê, wees beter, werk harder om soos Jesus te wees nie. Nee, hy gebruik self 'n stuk volwassenheid en hy kom by hulle en hy begin soos 'n vader met 'n kind sou praat. Hy noem hulle geliefdes. Hy begin by die plek van liefde, begin hy met hulle te praat en te kommunikeer en sê, kom ek wys vir julle 'n groeiplan, 'n geestelike journey, wat julle kan geestelik groei om julle te vat van een plek na die volgende plek. Want Christendom, en om Jesus te volg, is 'n journey. Alles gebeur nie op een dag nie. Dis 'n reis en dis wat Paulus doen. Hy kom neem hulle op 'n geestelike reis en ontdek geestelike groei. So 2 Korintiërs 6, so jy jou Bybel saamgebring en kan jy hom daar oopslaan. 2 Korintiërs 6, ons gaan bietjie werk van vers 14 af. So hier begin Paulus dan nou met hulle te praat oor en sê, hoorie, daar's hierdie sekere goed wat julle nog doen en dit pas nie by julle nie. Dit hoort nie by julle nie. Weereens, hy praat verder met hulle, maar hy wys nie vinger en sê, sort julle self uit nie. Hy begin deur vir hulle in die kollig te sit. En daai kollig is in 2 Korintiërs 5 vers 17. Hy sê, ouens, as julle daai skrifgedeelte lees in 2 Korintiërs 5 vers 17, hy sê, julle is nuwe skepsels, julle is nuut gemaak. Julle is nie 'n kar wat oorgedoen is nie, jy is 'n splinternuwe mens met 'n nuwe gees, God se gees wat binne in jou heers, en daarom kan jy nie meer met die volgende goed te doen in jou lewe nie. Jy kan, dis eintlik onmoontlik vir jou. Hy sê, daar's onder julle ongeregtigheid. Hy sê, so geregtigheid en ongeregtigheid het niks met mekaar uit te waai nie. Hy sê vir hulle, lig en duisternis kan nie, hulle hou nie hande vas nie. Inteendeel, verdryf lig die duisternis. Hy sê, Christus en afgoderry het niks met mekaar uit te waai nie. Daar's net een koning. Hy sê, gelowiges en ongelowiges kan nie hande vashou nie. En dan kom hy in die A-gedeelte van vers 16 en hy sê, jy is 'n tempel van God en die tempel van God en afgoderry het niks met mekaar uit te waai nie. Maar ek wil jy moet sien in die konteks van hy kom raas nie met jou en sê, wees beter nie. Hy sê, hy kom skep vir jou die ware jy. Hy kom skep vir jou wie jy is
in Christus, in die lig van 2 Korintiërs 5 vers 17. Nou kom hy by, en hier gaan ons so tydjie stil staan, nou kom hy by vers 16, die B-gedeelte tot by 18, en hy kom quoteer 3 verse uit die Ou Testament. So die ouens wat nou Jood was in daai kultuur sou mooi verstaan het wat Paulus besig was om te sê. Hy sê vir hulle, eintlik wat hy vir hulle daar kom sê is dat jy kan nie hierdie goed doen uit jou eie krag nie, maar daar's 'n innerlike krag wat in jou werk, wat jou in staat stel om so 'n lewe te lei. Nou begin ons by vers 16b. Nou quoteer hy 'n skrif uit Levitikus uit, 26. Hy sê, ek sal onder julle woon en onder julle hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. So in die konteks van Levitikus was dit baie wetties gestel, maar in die konteks van die Nuwe Testament, die bril van genade wat ek in jou opsit, wanneer ek en jy die Nuwe Testament lees, kom sê hy vir hulle, God woon nie meer in tente en in wat is die ander woord nou? Hy woon nie, ja, kom ons sê maar net tente. Hy woon nie meer in tente en mensgemaakte produkte soos die ark nie. Hy woon nie meer daar nie. Hy het gekies. Dit was 'n belofte. En binne in die konteks van wat Jesus Christus vir my en jou kom doen het, in die Nuwe Testament sê hy, ek kies jou om in te leef. Dis waarom hy na jou verwys en jou verwys as die tempel van die Heilige Gees. Hy sê, ek het my woning in jou kom maak. So hy sê vir die mense, julle kan nie meer hierdie sondige goed toelaat in julle lewe nie, want jy is 'n tempel van God. Hy sê eintlik dat God in sy volheid, deur sy Heilige Gees, elke krewes van jou liggaam kom oorneem het, en is daar nie plek vir sonde hier binne nie. Verstaan julle die kapasiteit? Baie keer dink ons, hier's 'n bietjie sonde en 'n bietjie goed in my. Nee, jy's net goed en klaar. Die yin-yang teken wat sê, good and evil, was werk maar som. Nee. Die woord van die Here sê vir ons, jy moet jou kom belyn met die waarheid, die waaragtige waarheid, en sê, ek is goed, daarom sal ek goed leef. Dis wat God se Gees oor my en jou kom sê. God woon in my. So Paulus kom hou 'n prentjie vir hulle voor en sê, God is nabyheid. Vers 17 kom praat hy met hulle bietjie oor identiteit. En weer eens kom quoteer hy 'n skrifgedeelte uit Jesaja 52. Hy sê, daarom gaan hulle uit hulle midde, sonder julle af, sê die Here, en raak dit nie aan dit wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Weereens begin ons by dit wat Christus vir ons gedoen het. Ons weet dat ons in Christus aangeneem is. Paulus kom sê vir hulle, jy is aangeneem in Jesus Christus. En dan sê hy vir hulle, by die gedeelte waar hy sê, waar hulle self met afsonder, sê hy eintlik vir hulle, jy kan jouself nie meer identifiseer met 'n ou identiteit nie. As die ou persoon baie gedrink het en dronk geword het, of noem dit enige sonde, ek wil nou nie enige ding sommer net kom uitlig vanoggend nie, maar as enige iets wat jy doen wat nie van God af is nie, waarmee jy in jou ou lewe jouself mee identifiseer, hy sê jy kan nou nie meer langer identifiseer met dit nie, maar jy identifiseer met 'n nuwe lewe in Christus. En dan gaan ons na Galasiërs 5:22, al daai vrug van die Gees, dit is jy. Dis nie iets waarvoor jy werk nie, dit is hier in jou binneste kom plant deur Heilige Gees. So hy sê, moet jou dan nie meer self vereenselwig met die ou mens nie, jy het nuut geword. So hy praat van nabyheid in vers 16 en identiteit in vers 17. En dan kom ons by die versgedeelte waarop vandag geskoei is, vaderskap. Ek en jy is kind van God. Dan begin hy deur 2 Samuel 7 vers 14 uit te lig. Nou as jy dit gaan lees in die Ou Testament 2 Samuel 7 vers 14, dan sal jy lees, hy sê, ek sal julle 'n vader wees en julle sal my seuns wees. Hy stop daar. Maar hier kom Paulus. En hy het self 'n bril van genade aangetrek en hy besef, Jesus het nie kom sterf vir manne nie. Hy het gesterf vir hele gansdom mense. En nou sê hy, ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal my seuns en dogters wees. Is dit nie cool dat almal van ons ingesluit is? Vrouens, kom aan, was die amen. Dis beautiful wat Paulus kom, jy moet verstaan, hy was 'n rigiede leermeester wat die ou wette verstaan het en in daai kultuur, en hier kom God en maak sy hart nuut en hy sê, almal is ingesluit. So ek en jy is kind van God, en as God verklaar oor jou dat jy kind van God is, dan is jy kind van God. Nou ek het my kinders verskriklik lief, maar in my gebroke
en as ek sê gebroken, dan bedoel ek meen, hulle kom nie met 'n handleiding nie. Jy gaan maar soos wat jy voel en wat jou ouers jou groot gemaak en jy gaan vra 'n bietjie by jou vriende, hoe het jy gedoen? Nee, ek doen dit, ek kan pas jy dit maar toe, maar dit alles gebeur vanuit 'n plek van liefde uit. So eintlik is my kinders deurdrenk met my liefde. Hulle besef dit net nie. En dis baie keer hoe ek en jy leef. Ons leef eintlik gedeurdrenk met die liefde van die Vader, maar ons besef nie, dis die plek van waaruit ek en jy funksioneer nie. Ons is liefgehê. Ons leef met 'n infused. Het jy al 'n lekker infused drankie gedrink? Jy sal ietsie drink en dan sê hulle infused with black pepper. Ons het 'n ander dag gaan 'n wortelmoen sorbet eet, infused with pepper. Man, dit was lekker. Jy moet dit probeer. Gooi bietjie peper oor jou wortelmoen as jy dit eet. So good, so good. En 'n basilblaartjie as jy nou wil stout wees. Bederf jouself. Baie lekker. Maar jy's infused. Jy's infused met die Vader se liefde. So as mense aan jou proe, dan proe hulle die Vader se liefde. Alright. Dis nou die volmaakte prentjie, né? Okay. So Paulus se antwoord op die Korintiërs se onvolwassenheid is nie vinger onder die neus, wees beter, werk harder sodat jy soos Jesus kan wees nie. Hy sê, ek vat julle op 'n journey van kunskap, van identiteit. So die onderliggende toon wat hy vir ons kom stel hierso is nabyheid. Hierdie vader-kind verhouding wat ek en jy met die Here het, is 'n ondertoon van nabyheid en identiteit en vrygewigheid, soos wat hy is. En grootste van almal wat alles kom saamvat is liefde. God se begin en se einde is liefde. Hy is liefde. So lank voordat enige iemand oor jou gedroom het, selfs jou ma en pa, was jy reeds in God se gedagte ingeprint. Hy sê voor die grondlegging van die aarde het ek aan jou gedink, het ek jou beplan, het ek geweet wat ek oor jou droom. Nog lank voordat jy gelag of gehuil het. Dis die mooiste geluid wanneer jou vrou geboorte gee en jou ore is gespits want jy wil net jou kind met haar eerste asemteug vat en hy man is die beste geluid onder die son. Maar voordat ek as pa of my vrou Christina ons kind se gehuil of se geskree gehoor het, was dit alreeds weergalmend in God se ore gewees. Hy het geweet elkeen van julle se stem. Het julle geweet jou stem is soos jou vingerafdruk? Daar's net een stem soos joune. En dis waarom God begeer dat jy sal met hom praat. Hy wil nie via iemand anders hoor hoe jy voel oor hom nie. Hy wil jou stem hoor. Hy het jou uniek gemaak en het jy God hierdie brandende begeerte dat jy met hom sal engage, met hom sal praat, maak nie saak hoe jy voel nie, of jy goed voel nie, of jy sleg voel die dag, of jy deur goeie goed gaan, of deur slegte goed gaan nie, het God 'n begeerte om sy kind se stem te hoor. As ek by die huis kom, en ek sien my dogtertjie se kamerdeur is toe, dan is ek bekommerd in my hart, want sy's tiener, so dis heel normaal, maar het ek 'n begeerte dat sy net iewers in die dag vandag by kom sit, of ek by haar in die geleentheid het, en ek wil net hoor, is jy alright, want hierdie pa gee om vir jou. Jy was 'n begeerte en 'n behoefte in die Abba Vader se hart, lank voor die grondlegging van die aarde. Maar bestaan ek en jy, nog lank voordat iemand oor jou gepraat het, was jy op God se lippe gewees. En is 'n stem van ewige liefde wat jou begeer het. En hier is wat ek en jy kan leer uit Paulus se benadering tot die Korintiërs se onvolwassenheid, is mense groei nie waar hulle geplant is noodwendig nie, maar hulle groei waar hulle liefde ervaar. Ek groei in my geestelike journey en op my plek hier op aarde. Hoekom? Want ek is in 'n verhouding en jy, niemand is excluded nie. Enigiemand wat sê ja, kan in hierdie verhouding staan vanoggend en God kom sê vir jou, ek het jou lief, ek het jou lief, ek het jou lief, en stort hy sy liefde oor ons uit, en het ek die voorreg en kan ek groei in my geestelike journey saam met die Here, omdat ek liefgehê word deur my hemelse Vader. Sê dit vir die ou langs jou, die Here het jou verskriklik baie lief. So hier's God die Vader, en ons sien die ultimate uitdrukking van God die Vader, hoe hy voel teenoor sy eie kind, Jesus Christus, en dis in Matteus 3 vers 16 tot 17, waar Jesus self gedoop word. En dan sien ons, hy kom daaraan, en Johannes weier eers, hy sê nee, kom, en Johannes doop vir Jesus, en dan met eens, vers 17 sê hy, en met eens toe hy uit die water uitkom, dan sê vers 17, en met eens het 'n stem uit die hemele gesê, dit is my geliefde seun, in wie ek myself verheug. Die ander vertaling sê, in wie ek welbehae het.
So daar's hierdie twee woorde, geliefde. Jy is 'n geliefde. En dan sê seun en dogter van God. Ons moet hierdie diep waarheid kom verstaan, hierdie waarheid wat geopenbaar word in hierdie aksie, is dat love precedes identity, and identity precedes activity. Kom ons maak dit plain Afrikaans. Hy sê God openbaar eers sy liefde. Kom ek reverse net. Baie van ons begin by activity. Ons sê Here, as ek net harder kan werk, dan sal jy my uiteindelik sal jy lief wees vir my. As ek net mooier, as ek net ophou kan vloek, as ek net ophou kan drink, minder op my vrou skel en minder op my man skel, of as ek net minder onbeskof kan wees, dan sal U lief wees vir my. So jy werk hier aan die ander kant van aksies. En hier kom Heilige Gees vandag en hy kom klop aan jou hartsdeur en hy sê, maak oop jou oë, ek wil hê jy moet iets beleef vandag. Hy sê, eerste die liefde. Kom op 'n plek vanoggend waar jy jouself posisioneer, waar jy eerste net geliefd voel. Jy verdien dit vandag om in God se teenwoordigheid te wees en net te hoor, my kind, jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter. En dan wanneer jy ervaar en beleef en hoor dat iemand jou liefhet, verander dit, dan bring dit jou op 'n plek van identiteit. Dan verstaan jy, ek is die seun en dogter van God. En dan, as jy weet en verstaan, ek is my pa se kind, dan leef jy soos jou pa se kind. Hoekom? Want jy kyk hoe doen hy dinge. Jy sien hoe doen hy dinge. Jy beleef hoe doen hy dinge. My vrou stuur aan 'n dag lekker pak slaag gekry. Sy stuur vir my so 'n ouetjie met 'n lekker vet pens en 'n foon in die hand en sy kind staan nie langs hom. Ek het lekker pak slaag gekry daai dag. Toe sê dit, die kinders, jou kind uit jou dop. En dan langs dit is 'n prent so ou met so lekker gespierd en 'n paar dumbbells in die hand en die kind wat kyk. En toe kry ek die boodskap. Okay, ek moet nou ek wil nie my kind moet opeindig met 'n selfoon in die hand nie. Ek moet nou of meer begin visvang of iets, maar dis sommer net komieklik. Maar ek sien nie waarheid daarin. Ek en jy het die voordeel om ons ewige Vader dop te hou en die woord van God te lees en te sien hoe hy lief gehad het. En as ek sien hoe hy lief gehad het, dan leef ek soos wat hy geleef het, vanuit 'n plek van verhouding. So nog voor Jesus enigiets gedoen het. Hy het nog nie 'n wonderwerk gedoen nie. Hy het nog nie iets wows gedoen wat mense gesê het, "Ooh, hy is die seun van God nie." Voor dit het God eers kom sê, "Hierdie is my geliefde." Dis die senterpunt. Daar's iets hy's liefgehad deur God. He's my son. Identiteit. En vanuit dit het 'n bediening gegroei van liefde op aarde. So vir Jesus was hierdie stem uit die hemel nie net 'n stem en 'n pat op die rug en sê, "Wow, well done." Nee, hierdie liefde van die Vader het sy binneste kom embody. So as hy mense bedien het, as hy hulle aangeraak het of hulle omgeraak het, was hierdie liefde wat hier van binne af gekom het van 'n plek van heelheid, van Vader wat hom gesê het, "Ek het jou lief." En omdat hy geweet het sy Vader het hom se lief, het dit hom gedring na 'n plek waar hy van suiwer liefde bedien het. Geen aangeplaktheid, geen pretentious, niks sodat mense hom kan terug, net 'n onbaatsigtige agape liefde. Agape in die woord agape liefde sê dis 'n goddelike, selfopofferende, onvoorwaardelike liefde. Dit met ander woorde, God het nie jou toestemming nodig vir hom om jou lief te hê nie. Hy het jou net eenvoudig lief, ongeag hoe jy oor hom voel. En dit is daai liefde wat ons trek na ons hemelse Vader toe. En dis die manier waarop Jesus bedien het. Kyk hierso in Markus 1 vers 40 tot 42, kom die belaatse man by Jesus. Nou, ons het al so 'n paar keer hieroor gepraat, einde van hierdie jaar en begin van hierdie jaar, maar as hierdie melaatse seun en in die kultuur, moes hy geroep het, onrein, ek's onrein, sodat mense om hulle kan weet, hierdie ou is onrein, want as hulle aan hom sou raak, dan moet hulle ook nou weer deur 'n hele ritueel gaan om hulle rein te verklaar deur die priester, en was dit eintlik maar net 'n ding van respek en sê, bly weg, ek wil nie, jy moet ook onrein verklaar wees nie. En hy kom hy voor Jesus en hy sê, Here, as U wil. En dan sê Jesus, man, ek wil. En in daai oomblik, nou besef Jesus, as hy hierdie ou aanraak, hy's ook 'n Jood,
dan moet hy nou ook die rituele gaan doen en hy gaan en hy sy liefde breek deur daai barrier van wette en rituele en heel moontlik sien hy hierdie ou se neus is afgevrot, sy vingers is afgevrot en daar's gate wat heel moontlik in sy liggaam al ingeval het van hierdie melaatsheid en daar's heel moontlik 'n reuk wat nie lekker is nie, maar druk hy deur die vaderlike liefde wat in hom is, druk hy deur na hierdie ou toe en hy raak hom aan en hy genees hom van melaatsheid. Ek wil hê jy moet iets beleef wat Jesus doen. Voor die genesing plaasgevind het, het aanraking plaasgevind. Hy het daai barrier gebreek en sê, "Jesus, hierdie is afskuwelik, dis heel moontlik nie lekker om te sien nie, maar ek kies om jou aan te raak." Voordat die wonderwerk gekom het, was daar aanvaarding. Jesus het gesê, "Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee." Dan wil ek julle as gemeente, en het jy net kom kuier vandag, maar saam is ons die liggaam van Christus, en wil ek die liggaam van Christus kom aanspoor vanoggend, en myself, om te sê, as daar mense in ons lewens is, wat dalk bietjie na drank ruik, of bietjie te veel vloek, of se manierisme is nie soos ons in is nie, dan wil ek vir jou sê, laat die Vader se liefde jou dring, en daai barriers deurbreek, en sê, man, ek sal jou lief hê, totdat jy die lig kan beleef, totdat jy die lig kan raak sien, totdat jy die waarheid kan sien oor en dat jy ook 'n kind van God is, dat jy ook 'n geliefde kind van God is en dit maak die verskil in mense se lewens. Nie wees beter as jy doen dan sal ek jou vriend wees nie, maar nee, wanneer ek en jy agape liefde toelaat in ons lewe en ons breek deur daai barriers van die samelewing en sê ek sal jou lief hê ongeag. Dit staan wanneer mense se harte en lewens skuif. So hoe help hierdie waarheid wat ek nou net vir ons gedeel het, God die Vader wat in sy seun kom werk, hoe het dit impak op my en jou lewe? Johannes 17 vers 22 tot 23. Hierso is Jesus besig om vir my en vir jou te bid. Hy bid vir sy disippels en dan kom bid hy vir ons. Is it amazing om te weet Jesus het vir jou gebid? Wow. Hy sê ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos wat ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees. Dan sal die wêreld weet dat U my gestuur het en dat U hulle liefhet, net soos U my liefhet. Wow. God het jou lief, net soos wat hy sy enigste seun gehad het. Hy het jou lief. En dis een van die grootste seëninge wat ek en jy op hierdie aarde kan beleef, is dat die Vader het ons lief, met dieselfde intense agape liefde, wat hy sy seun lief gehad het. Hoor wat sê Paulus in Romeine 5 vers 5. Hy sê God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Die volle kapasiteit van God se liefde sit hier binne in jou, en wil God hê jy moet dit kom ontdek, die hoogte, die diepte, die wyte, die breedte, wil God hê jy moet hom kom ontdek in sy Abba Vader liefde vir jou as mens. Kom in Romeine 8 vers 15, dan sê die Gees wat julle ontvang het julle as kinders van God aangeneem, en deur hom roep hy, Abba Vader, hier binne in jou. Daai longing wat jy het om aanvaar en liefgehad te word, is nie vir die ouens om jou nie, dit is 'n liefde wat God in jou hart kom sit het, 'n boksie wat net God kan aanraak, 'n leemte wat net hy kan vul, en dit roep uit, Abba Vader, hy wil jou kom sit op 'n plek waar jy kan groei, kan liefgehad wees, en dit is in die teenwoordigheid van die Vader. Ek het vir Dinsdag gaan by die Kingsman vir die manne gesê, 'n voël is gemaak vir die lug, hy het vlerke, hy floreer in die lug. 'n Boom wat lekker groei is gemaak vir die grond, hy floreer in goeie grond. 'n Vis is gemaak vir die seewater en vir die damwater, hy floreer en is gebou vir die water. Ek en jy kan net op een plek floreer, en dit is in die teenwoordigheid van ons Vader, die een wat my en jou geskaap het. Hy wil hê jy moet daai liefde kom ontdek. Nou vat ons dit 'n stappie verder. Hy is nie net in jou nie, hy kom doen iets anders te met jou ook. Hy sê in 1 Johannes 4 vers 9 tot 12. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Ons leef nie deur ons vrou of ons aanvaring van ons vrou of van ons man nie, dis alleenlik vanuit hierdie verhouding met God die Vader, deur Jesus Christus. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God eerste lief gehad het nie, maar dat God ons eerste lief gehad het. Baie mense sê, love equals God. Dis nie die waarheid nie. Kom ek verduidelik dit so, my ma en my pa het my groot gemaak op 'n sekere manier. Daar was 4 kinders van ons in die huis, elkeen met sy eie liefdestaal,
En hulle het ons grootgemaak na die beste van ons vermoë, maar hulle kon ons nie 100% lief hê soos wat hulle al het hulle probeer nie. As elkeen het 'n behoefte. En hulle kon nie al daai behoeftes vervul nie. Dis onmoontlik. So my persepsie van 'n vaderlike en 'n moederlike liefde is beperk tot dit wat ek gesien en beleef het binne my ma en my pa, my ooms en my tannies, my ouma en my oupa. Hulle was baie lief vir mekaar, almal van hulle. Goeie voorbeelde vir ons gestel. Maar dit is net beperk. Maar ek kan dit andersom sê. God is love. Hy is die perfekte voorbeeld van 'n pa wat lief het. Ons het hom nie eerste lief gehad nie, maar hy het jou eerste lief gehad. Man, het is iets van 'n hoërskool liefde wat plaasvind hierson, hè? As jy uitvind, daai meisie het jou terug lief. Maar en ons is die bruid van Christus, maar hoe wow is dit wanneer jy uitvind, sy's regtig lief vir my. Kry goosebumps. Dit kom doen iets in jou, dit kom skuif 'n realiteit, dit kom vervang elke leuen van wat jy glo oor jouself. Man, ek het regtig gedink ek's lelik op 'n stadium. Dit gebeur met almal van ons op tienerjare, maar die oomblik toe ek die liefde van my vrou ontdek vir my, sy sê vir my, "Jo, jy's sexy. Sexy 1, sexy 2." Dit skuif iets in my gemoed wanneer ek besef die Here het my lief. Ek is aanvaar 100%. En nou kom sê hy, geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons mekaar net so lief te hê. En dan gaan hy verder en sê, niemand het God nog ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. Wat hy sê in daai gedeelte is, ek en jy het God nog nie gesien, nog nie beleef nie. Ons weet hy is in die hemel, sy gees woon ons, Jesus sit in die regterhand van die Vader. Ek het 'n praktiese voorbeeld weer eens. Vrydag aand met ons huweliksbelegging, toe sit ek daar, hierso. En ewe skielik kom daar 'n ou van agter af, so 'n groot man, en hy kom druk my, so lekker druk. Nou kom ek gee eers konteks. Ek het nog nooit gehou daarvan as 'n man aan my vat nie. Is nie lekker nie. Alright? En toe gaan ek diensjaarspan toe, dus jy kuier, jy's in 'n groot kamer saam met ander mans, jy deel 'n stort, daar's geen afkortings nie, soos, En toe kom hierdie manne agter, ek hou nie van drukkies nie. En hulle kies, daar was ook hierdie groot ou, ons het hom Orros genoem, soos 'n Orros mannetjie, en hy kies, hy was stout. Dan kom druk hulle my, en as hulle sien, een druk my, dan kom hulle almal, hoop hulle my. Dan raak ek kwaad en frustreerd, want ek hou nie hiervan nie. But they loved me into victory. Hulle het my so lief, op 'n stadium besef ek, die Here is besig om my lief te hê deur hierdie ouens. Man, en al breek iets in my, en ja, die Here kom breek daai. Ek weet nie waar daai awareness was nie, maar die Here het dit kom verwyder. Soos julle sien, ek druk almal sover ek kan, waar dit wettig is, waar dit toegelaat word, en binne perke. Man, maar beleef ek, Vrydag aand toe ek hier sit, na 'n lang week van harde werk, toe kom hierdie dude en hy druk my, en ek beleef, die Here se liefde. Sê, Here, ek het hierdie so nodig gehad. Dit was so lekker. En ek draai om en ek sien hierdie groot limmel hier voor my staan. En die Here sê, wanneer jy kan regkry om my liefde, en nee, dit klink moeilik, wanneer jy net verstaan hoe lief ek jou het, dan raak daai liefde wat daai ou uitgedeel het Vrydag aand, net so tweede natuur. En weet jy wat gebeur wanneer jy daai tipe liefde aan die volgende ou wys? Jy wys vir hom die prentjie van ons Abba Vader. Jy sê, dit is die een wat jou lief het. Daai sondaar, daai ou wat stink na drank, wat stink na rook. Hy draai sy gesig en hy sien nie jou oë nie, hy sien nie Abba Vader se oë. En dis wat ons bedoel by becoming love. Ons nooi jou uit in hierdie spasie, in hierdie reeks wat ons doen, te sê, posisioneer jouself so om die Vader se liefde te ontvang, maar tweedens ook dat die Vader net sy liefde kan expres deur jou as mens, sodat die ganse mensdom kan weet dat God is liefde. Amen. Amen. Ek gaan jou nooi saam met te staan en ons gaan 'n sang sing as respons. En nou by die laaste versie sê hy, Here, as U dan mense so lief gehad het dat U jou lewe gegee het, Here, help my om dit ook te doen. Amen. Amen. Dankie Jesus vir die liefde, dankie vir die genade. Abba Vader, dankie vir die onbaatsigtelike
liefde wat die seun aan die kruis vasgeslaan het, Here, sodat ons dit kan beleef, ons vrylike toegang het tot hierdie atmosfeer van liefde. Kom rek ons harte oop in hierdie oomblik, ons kapasiteit om liefde te ontvang en liefde te gee, Here, dat ons Alberton en Johannesburg kan impakteer, verskil kan maak, Here, mense kan ontdek dat God is liefde, in Jesus naam. Amen.